Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Doreen Loupsher sluit volgens by ons aan. Goeiemôre Doreen. Goeiemôre Pierre en Jennifer. Doreen, ons begin vanoggend met die jongste verwikkeling oor 'n moord. Ja, ek wil net graag vir die kykers opvolg gegee het oor die moord op die voormalige speurder van Knysna, Nikki van Heerden. Haar kunstenaar Karel Bevan van Druten het weer Vrydag in die hof verskyn en die keer het hy gevra of hy 'n verklaring in die hof kan uitlees. En die staatsaanklaer het hom gewaarsku, enigiets wat hy sê kan teen hom gehou word, maar tog het hy die hof toegespreek en daar het hy gesê dat hy die Archangel Michael is en dat sy slagoffer Nikki van Heerden Jesus Christus is. Hy het ook gesê dat haar dood die wêreld sal verlos en so ook het hy die wederkoms verkondig. Hy het toe ook sy borg vereers teruggetrek en hy sal nou Valkenberg toe gaan vir psigiatriese observasie. Sjoe. Ek het amper nie woorde nie, dit is interessant. Ek dink dis goed dat hy Valkenberg toe gaan vir observasie, maar dit is skokkend en dankie Doreen vir dat jy die nuutste weergawe wat net vir ons sê, dis hartseer, spaarseer storie. Ja nee, die tonge is, skus tog Pierre, gesels. Nee, jy eerste. Nee, dit is 'n baie hartseer storie en die mense in die tuinroete kan net eenvoudig nie uitgepraat raak oor die storie nie. Baie mense bespiegel nou, is dit 'n strategie wat hy gaan probeer om miskien ligter daarvan af te kom, maar as ek so tussen die lyne lees, is dit sy ideologie, maar ons sal moet sien wat gebeur na 'n psigiater hom onder oog gehad het. Genade. Goed. Dan moet ons 'n bietjie praat oor, kyk, as jy nou ooit wonder of ons land se grondwet regtig bruikbaar is, dit is bruikbaar. As selfs Thabo Bester en Kat Matlala regstappe wil doen, dan moet jy en toegang hê daartoe, dan moet jy weet daar's niks fout met ons regstelsel nie. Ja, nee, kyk, twee van die, ek dink die bekendste kriminele of beweerde kriminele is nou in een van die mees berugste tronke in Suid-Afrika, daar in Kokstad, Ebongweni, wat in 2002 oopgemaak het, waar niemand nog ooit kon ontsnap nie. Nou dit is interessant dat Kat Matlala, wat by die Madlanga Kommissie betrek word, as ook Thabo Bester, binne 'n paar maande van mekaar na Ebongweni toe verskuif is. Nou, Thabo Bester sê geregtelik dat hy nog nie skuldig bevind is aan ontsnapping nie. Nou, ons as joernaliste moet altyd sê na bewering, maar in hierdie geval voel ek dit kan nie wees na bewering nie. Ja, hy's nog nie skuldig bevind van ontsnapping nie, maar ons weet hy het ontsnap. Hy was nie in sy sel nie. Hy's gesien in 'n winkelsentrum, hy het gevlug na 'n ander land toe, hy's teruggebring, hy is 'n moordenaar, hy is 'n verkragter. Dan kyk ons na Kat Matlala, wie se regspan gekla dat nou moet hulle van Johannesburg na Durban vlieg, 3 ure ry Kokstad toe, waar hulle kliënt net vir 'n uur lank kan sien. So ja, hulle sê daar in Kokstad kan jy soms tot 23 uur per dag in jou sel bly. Doreen, dit voel vir my of beide hierdie mans wat na bewering baie verskillende goeders aangevang het, regtig baie regte wil hê. Wel kyk, hulle het regte en die probleem is hierso ook, of die voordeel vir hulle is, hulle het baie geld, want duidelik moes Thabo Bester baie van sy geld geberre het, ek neem maar net aan, hy het 'n goeie regspan, en ons weet Kat Matlala, as ons kyk na die uitrustings wat hy dra in die hof, het hy beslis nie 'n tekort aan geld nie, en geld koop goeie regspanne, en dan kan jy hierdie tipe van draaie loop in die hof. So, skokkend. Dan, Doreen, meeste Suid-Afrikaners sukkel met skuld. Ek wou weer die storie uitlig, want 'n kyker sê dat nou miskien, ja, ons almal sit onder hierdie selfde bootjie, maar ons doen. En ek wou net uitlig dat Debt Rescue het gesê dat in die laaste kwartaal van 2025 het mense se skuld opgestoot na 2,6 triljoen rand. Nou as jy dit opbreek, is dit nagenoeg R43.000
per persoon in Suid-Afrika. En agterstallige skuld het ook toegeneem met 'n allemintige 212 miljoen rand. Dan sê Debt Rescue dat dit is vir al die middelklas wat baie swaar trek met nagenoeg 13 miljoen lenings wat aangegaan is. Tjoh, ja nee, nou strop tyd, mense sukkel. Maar ons moet praat oor die naweek se gebeurtenisse as dit kom by die Madlange Kommissie en getuienis by die Madlange Kommissie. Ons het al reeds een sterfgeval gehad waar 'n getuie aangeval is. Net voor die naweek was daar 'n tweede getuie aangeval, maar hy het wonderbaarlik ontkom aan enige beserings. Totdat hy homself hierdie naweek waarskynlik self van die gras gemaak het. Dis reg, ja, dit is vir Andrei Pretorius. Ons het verlede donderdag gehoor dat hy 'n sluipmoordaanval oorleef het. 16 koeldoppies is deur sy voertuig geskiet en ek kon nie glo dat hy oorleef het nie. En toe dit nou ook so aan die lig gekom dat hy Saterdag na bewering sy eie lewe geneem het by 'n vulstasie en hy is deur die ander persoon wat vermoor is, Vlam van der Merwe, is hy geïmpliseer in dinge wat gebeur het waar Pretorius na bewering 'n persoon wat hulle gemartel het, 'n plastieksak oor sy kop gehou het, totdat hy nie meer kon asemhaal nie. En Pretorius het glo net gesê hy kan nie meer hiermee voortgaan nie. Ek dink die druk het dalk vir hom te veel geword en dit is hartseer om te sien hoe die Madlange Kommissie van ondersoek is so belangrik vir ons om te weet wat aangaan. Ons het 'n reg om te weet wat als hier gebeur het en wie betrokke is, maar daar is mense se lewens wat ook daarvan afhang. En ons moet nie vergeet van Beobata Deokaran, wat een van die eerstes was, wie se lewe omgekom het nie. Absoluut, dit is eintlik vir my 'n half tragiese storie en dat ons so lank moes wag voordat ons besluit het daar moet nou 'n kommissie aangestel word en ondersoek ingestel word. Want wil jy vir my sê niemand het in al hierdie jare gedink hier's fout, ons moet actually 'n stokkie hiervoor steek nie. My vraag is, as brigadier Mhlanhla Mkhwanazi nie daardie omstrede persverklaring gehou het nie, het ons van niks geweet nie en ons het net voortgegaan elke dag. So, Mkhwanazi, volgens my, het die beste ding gedoen vir hierdie land om te ontbloot wat werklik aangaan. Ek sien hom as 'n man wat werklik lief is vir Suid-Afrika en ek kan my nie indink wat sou gebeur het as hy nooit iets gesê het nie. Ja. Dan is ons terug by die tronke hierdie keer in Makanda. Hier is 'n 47-jarige tronkbewaarder wat vandag sy eerste verskyning maak in die Makanda Hof. Dis nou Gramstad vir die wat nog nie weet nie. Hy het na bewering saamgesweer met gevangenes binne die tronk om senior bestuur by die Wynand tronk te laat doodmaak. En die polisie sê hulle het uitgevind dat hy na bewering met mense in die tronk via WhatsApp gekommunikeer het en probeer het om 'n moordenaar in die hande te kry en selfs R50.000 aangebied het vir elke moord. So 'n baie interessante storie om dop te hou. Weet nie hoekom hy spesifiek na bewering die senior bestuur wou uitvat nie. So ek sal definitief daardie saakie 'n bietjie dop hou. En dan moet ons 'n bietjie kyk na waar AI oral inkruip, selfs nadat jy oorlede is. Hier is die vraag, sal jy 'n AI-tweeling van jouself wil skep? En dit is iets wat baie mense nie heeltemal om dieselfde kampvuur sit nie. Jy kan nou besluit om te registreer op 'n blad, 'n AI-blad, waar jy inligting van jouself kan deurgee, waarvan jy hou, wie jy is, en dan as jy dood is, kan jou geliefdes met jou AI-tweeling kommunikeer. Ek weet nie, ek dink net nie ek is op hierdie stadium reg vir so iets nie, maar dit is iets wat gaan kom, beslis. En dan moet jy ook weet dat, jy weet ook nie of die AI, die inligting wat jy weergegee het, kan manipuleer nie. En dat jou tweeling dan in 'n
lelike tweeling kan ontaard. Ons weet net nie hierdie dinge nie. AI is eintlik vreesaanjaend. Sjoe, Dorien. Ja. Dan moet ons praat. Ek weet nie eintlik wat om te sê nie. Ek's amper half geskok. En jy praat ook van mense weet nie wat kan ontaard nie. Daar's ook verskillende wette in die berig praat hulle van verskillende wette in Australië byvoorbeeld teenoor Amerika en die identiteitswette. So ook hoe jy jouself, ek weet nie, beskerm ook uiteindelik, maar selfs na jou dood as hierdie AI fake persoon dan nou nog steeds daar is. Dis interessant. Ek weet nie hoe gaan mense dit kan kontroleer nie. Ja, en ons het ook as mens 'n sekere rouproses in verskillende kulture en is amper asof AI daardie rouproses gaan manipuleer en toekomstige generasies gaan dalk glad nie begrafnisse hou of rou soos wat ons dit ken in hierdie tyd nie. Dis baie weird. As iemand vra, waar het jy die testament gebeere? Dan moet die chatbot vir jou sê. Nee, 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 ek hoor jou. Dorien, ons sluit af met 'n fabrieksfout. Kyk, as jy belangstel in Chinese astrologie, vanjaar is die Chinese se jaar van die perd. Nou, dit het goeie dinge vir die Chinese, maar 'n fabrieksfout het nou daartoe gelei dat hierdie perdjies gemaak is met 'n hartseer gesiggie en mense is mal oor hierdie perdjies en hulle het nou so 400 van hierdie hartseer perdjies per dag verkoop. Nou is dit 10.000, selfs mense in Suid-Afrika wil van dit hê. Kyk hoe hartseer is hy. Ek wil hom ook net troos. Ja, die ou perdjie was oorspronklik veronderstel om 'n perdjie met 'n glimlag te wees. Toe het die werkers wat die eerste 400 perdjies se gesiggie moes opwerk, die gesiggie onderste bo opwerk. Jy sal sien as jy daar kyk, daai gesiggie moet eintlik aan die kant om wees. En toe besluit hulle maar, hulle gaan dit net so verkoop. En die mense was so mal daaroor en dit so internet sensasie gemaak. Hulle moes intussen duisende van hulle weer maak met dieselfde onderste bo huiltreurige gesiggie, want almal wil hulle hê. Ja, ek dink die persoon wat dalk die fout gemaak het is definitief nie meer in die moeilikheid nie. Nee, wat glad. Dorien, baie dankie vir die saamgesels en sterkte vir jou week wat voorlê. Dit is Dorien Loubser, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.